Die Bybel sê in 1 Johannes hoofstuk 4 van vers 7 tot 9, God is liefde. God is liefde. Dit beteken, as ons al die eienskappe van God in een beker sou kon gooi, en ons proe daaraan, dan sal ons proe hoe smaak die liefde. Maar as dit so is, as God dan liefde is, hoekom gebeur daar dan slegte dinge met goeie mense? Hoekom tref rampe die wêreld? Waar kom wêreldoorloë vandaan? Hoekom is daar pandemies wat die lewensbedreiging, 'n lewensbedreiging vir die ganse mensdom inhou? Hoekom keer die God van liefde dan nie al hierdie dinge nie? Voordat ons hierdie vraag probeer beantwoord, kom ons kyk net eers gou, wat bedoel die Bybel met God is liefde? In die eerste plek is God suiwer liefde. God is liefde, God is suiwer liefde. Liefde sonder bybedoelings. Die Bybel sê ook God is lig. 1 Johannes hoofstuk 1 van vers 5 tot 7. Daar staan, daar is geen donkerte in God nie. God is liefde en God is lig. Net so is daar ook geen donkerte in God se liefde nie. Dit is suiwer opregte liefde. Dit is so anders as die liefde wat ons dikwels in hierdie wêreld tussen mense ervaar. Hierdie wêreld waar baie mense se liefde maar net gaan oor wat ek uit die ander persoon kan kry. Liefde met verskuilde agendas. Selfsugtige liefde. In die tweede plek, as ons sê God is liefde, dan bedoel ons God se liefde is oneindig. Dit hou nooit op nie. Eindelose liefde. Omdat daar natuurlik ook geen einde aan God kan wees nie, kan daar geen einde aan sy liefde wees nie. Kan sy liefde nooit ophou nie. Dit sê die Bybel op verskeie plekke. Twee pragtige Bybelgedeeltes is Psalm 136. Daar staan in elke vers, die liefde van God ken geen einde nie. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan natuurlik die bekende 1 Korintiërs hoofstuk 13 waar ons lees dat alle dinge in hierdie lewe sal uitgedien raak. Die praat in tale, prediking, goeie dade, alles sal uitgedien raak, maar die liefde sal nooit ophou nie. Weereens, dit is so anders as die liefde wat een mens vir 'n ander in hierdie wêreld kan hê. 'n Liefde wat opvlam, maar na 'n jaar kan afkoel, na 3 jaar heeltemal dood kan gaan. Huwelike wat net 'n paar maande duur, en dit nadat die mooiste beloftes aan mekaar afgelê is by so 'n huwelikssluiting. Jesaja 54 vers 9 tot 10 staan daar, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou, sê God, sal nooit verdwyn nie. In die derde plek is God se liefde onvoorwaardelik. Dit is 'n eienskap van God se liefde wat nie alle mense altyd mooi verstaan nie, want ons leer soms by ons ouers of ons geestelike leiers dat God se liefde van ons afhang van ons liefde en ywer vir hom. Maar hulle dit nooit reguit sê nie, maar dit word geïmpliseer in hulle leerstellings. Hulle sê dat God kan ophou om ons lief te hê as ons sonde doen en nie berou toon nie. As ons nie sy wet getrou genoeg nakom nie, kan hy ophou om ons lief te hê. Dan haal hulle dikwels Openbaring aan waar daar staan, hy sal ons uit sy mond uitspoeg. Dit terwyl God self aan die ander kant oor sy liefde sê in Hebreërs hoofstuk 10, gaan lees maar daar die hele hoofstuk. Ja, julle het vreeslik gesondig, en julle het my verlaat, en julle het my diep seer gemaak in my liefde vir julle, en eintlik moes ek julle vernietig het, maar
Hoe kan ek, sê God. My liefde vir jou brand te sterk. Dit is God se woorde oor sy liefde vir ons. Hoekom het Jesus dan aan die kruis kom sterf? Net vir die mense wat nooit sonde doen nie, of wat gereeld berou betoon? Dan was dit mos nie vir hom nodig om te kom sterf nie. Nee, hy het juis vir my en vir jou, wat so maklik vir God seermaak in sy liefde, het hy kom sterf. Juis om vir ons weer met God te versoen, omdat God soek na versoening tussen hom en tussen my en jou. Omdat hy ons onvoorwaardelik lief het. Niks wat ons doen kan maak dat God ophou om ons lief te hê. Dis nie hoe mense se liefde dikwels lyk nie. Nee, mense stel voorwaardes. Net as jy doen soos wat ek van jou verwag, dan kan jy liefde van my verwag. Anders moet ons baie maar skei. Met ons liefde wil ons dikwels eintlik maar net vir mekaar beheer en vashou en dwing. Dit bring ons nou terug by die vraag, as God dan liefde is, hierdie oneindige, onvoorwaardelike, suiwer liefde, hoekom is die wêreld dan so 'n stikkende plek? Hoekom kan God se liefde nie hierdie dinge wegneem nie? Hoe kan God se liefde hierdie dinge ewen toelaat in ons lewe? Kom, ons begin liewer by die begin. En met begin bedoel ek sommer die skepping, die begin van die skepping. God wat vir ons lief het, die God wat liefde is, die God van liefde, het nie robotte gemaak toe hy die mens gemaak het nie. 'n Robot word so geprogrammeer dat hy net kan doen wat sy maker hom beveel om te doen, wat sy maker in hom ingeprogrammeer het. So 'n robot het nie 'n vrye keuse nie, het nie 'n wil van sy eie nie. Wil jy graag 'n robot wees? 'n Mens wat geen vrye keuse het nie, wat nie sy eie besluite kan neem nie? Nee, jy is tog nie God se robot nie. Jy is sy kind. Jy is ook nie die bose se robot nie. Jy kan besluit om nee te sê vir die bose wanneer hy gedagtes in jou hart kom lê. Jy is nie jou familie of jou kinders, jou ouers, jou kerk, jou man of jou vrou se robot nie. Jy het 'n vrye wil, jy het 'n vrye keuse om te gaan leef soos wat jou wil vir jou oortuig om te leef. Toe God geskep het hy van alles gesê dat dit goed was. Veral nadat hy vir die mens 'n maat geskep het hy gesê, en dit was goed. Dit beteken, van alles wat God gedoen het, was hy mee tevrede. En daarom skep hy uit sy liefde uit, hierdie liefdevolle God, skep hy 'n mens met 'n vrye wil en 'n vrye keuse, en God sê, dit is goed so. Dit is hoe ek die mens wil hê, omdat ek hom so lief het, en nie van hom 'n robot wil maak nie. Maar toe kom kies die mens met hierdie vrye keuse wat hy het, kom kies hy teen God, en dit bring die ellende in hierdie wêreld in, dit bring die dorings en die distels in, dit bring die seer kry en die swaar kry in, dit bring in dat ons uit hierdie paradyslewe moes uitgegaan het. Dit begin toe sommer met tweespalt tussen Adam en Eva in hulle huwelik. Hulle gee mekaar oor en weer die skuld vir wat nou hier gebeur het. Hierdie onmin brei uit na hulle kinders, en die eerste moord waarvan ons in die Bybel lees, is 'n broedermoord, 'n familiemoord, toe Kain sy broer Abel vermoor. En eintlik kring hierdie tweespalt en hierdie onmin so ver uit dat die Bybel sê die hele wêreld was korrup en vol geweld. Klink dit bekend as ons na ons tyd van vandag kyk? Die hele wêreld, alle regerings, korrup en vol geweld. Dit is waar die siekte in die wêreld vanaf kom, dorings, distels, natuurrampe, soos die sondvloed in daardie tyd, in Noag se tyd. Maar is dit hoe God dit aanvanklik wou hê? Is dit hoe hy die paradys geskep het? Natuurlik nie. So is al hierdie dinge wat in hierdie lewe gebeur dan die God van liefde se skuld? Kan tog nie wees nie. Kan die skuld vandag in ons tyd voor God se deur gelê word vir alles wat gebeur, wat vir ons onaangenaam is? Dit sou kon as God destyds robotte gemaak het. As ek en jy 'n robot was wat so geprogrammeer is om net geweld en bedrog te pleeg, dan kon
God die skuld moes geneem het, maar hy het van ons mense met 'n vrye wil, 'n vrye keuse gemaak. Ek dink, ons as mense moet maar die hand in eie boesem steek oor die toestand waarin die wêreld is. Want ons het vir hierdie wêreld, het ons die gebrokenheid 'n voet in die deur gegee, en ons doen dit dikwels met ons lewens. So, nou kan jy dalk vra, maar hoekom maak God dan nie 'n einde aan hierdie verskriklik stikkende wêreld nie? Maar hy beloof dit. Hy beloof vir ons die nuwe hemel en die nuwe aarde, wanneer hy finaal ingryp. Maar tot dan, en ons weet nie hoe lank dit gaan wees nie, kan nog 'n jaar wees, kan nog 1000 jaar wees. Verwag God dalk nie intussen iets van my en van jou in hierdie wêreld wat hy vir ons geskep het nie. Ek sou so dink. God het ons na sy beeld geskape, sê die Bybel. Dit beteken iets van sy liefde wat ons nou bespreek het, die liefde wat nooit kan ophou nie, behoort in elkeen van ons harte ook te leef, want ons is dan na sy beeld geskape, sy verteenwoordigers. Omdat God lig is en geen donkerte het in hom nie, en ons is na sy beeld geskape, kan ek ook glo dat hy verwag van my en jou, om hierdie lig in die wêreld te gaan uitleef. Hy kan verwag dat ek en jy met sy liefde 'n verskil dan in hierdie wêreld moet gaan probeer maak. Daarom wil ek jou vandag uitdaag. In plaas van om gedurig te vra, hoe kan 'n God van liefde sekere dinge in hierdie lewe toelaat? In plaas van om selfs Christelike vloeke op ander mense uit te spreek wanneer jy skree dat God hulle met sy oordeel sal straf en vernietig, vra ek jou dan nou, daag jou uit om eerder vir jouself af te vra, hoe kan ek hierdie suiwere liefde van God, hierdie ewige liefde, hierdie onvoorwaardelike liefde van God en sy lig waarin daar geen donkerte is nie, hoe kan ek dit alles gebruik om die wêreld rondom my 'n aangenamer blyplek te gaan maak? Begin daarmee in jou algemene menseverhoudinge. Begin in jou vriendekring, in jou liefdeslewe, in jou huwelik, in jou gesin, jou familie, jou kerk. Ek het gesê aanvanklik, as ons al die eienskappe van God in een beker sou kon gooi en daarin proe, dan sal ons proe hoe smaak die liefde. Nou wil ek graag van jou vra. Sê nou maar, ons kan nou al jou eienskappe in so 'n beker gooi en daaraan proe. Sal ons die liefde kan proe? O Here, stuur asseblief nou vir ons met u liefde na ons huisgesinne, ons families, ons vriende, na die wêreld toe, sodat die wêreld kan sien, daar is nog 'n God van liefde, wat oor hulle die wag hou. Amen.